Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here en ek dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en opgestaan het, en dat u ook kan sien vir hierdie nuwe dag. Ek wil u groet met hierdie baie besondere woorde van Halleluja lied 209. Is 'n bekende lied, maar ek het dit goed gedink om vanmôre 'n bietjie met u te deel wat daarin staan. Daar staan: al my twyfel bring ek Jesus. Hy sal sy belofte hou. Nimmer sal hy my beskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. Vers 2 sê: al my sonde bring ek Jesus, wat my reinig deur sy bloed. Hy bewaar my rein en heilig deur sy gees in my gemoed. En dan hierdie derde vers is belangrik ook wat ons oordenking van vanmôre aanbetref. Al my kwelling bring ek Jesus. Hy skenk my volkome rus. Hoe die donker wolke saampak, niks kan ooit sy liefde blus. En dan die koorgedeelte wat sê: slegs vertroue, vol vertroue. Slegs vertroue op sy woord. Slegs vertroue, vol vertroue. Slegs vertroue op sy woord. Vriende, dit is God se woord wat die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet is. Dis wanneer ons die woord gereeld lees, dit bestudeer, dit oordink, dat ons wysheid en insig verkry, om dan ook te midde van 'n krom en verdraaide geslag skynende lig in die donker wêreld te wees. Ek besef in my eie lewe, vriende, wanneer dinge vir my te veel raak, is daar een plek waar ek sin vind en waar ek 'n koers kry in die lewe. En dit is in my studeerkamer by God se woord. Wanneer ek dit lees, wanneer ek die wysheid uit God se woord hoor en ook besef en verstaan dat die Here nie onkant betrap word deur die wêreldsituasie en omstandighede in ons eie land nie, maar dat hy alles beskik en bepaal, dat hy in beheer is van alles, dat ons sê dat alles ten goeie meewerk vir die wat die Here liefhet, en dat hy vir ons sê daar's 'n hoopvolle toekoms wat vir ons voorlê, 'n toekoms saam met hom, waar ons ewig in sy heerlikheid saam met hom sal wees. Nou vir vanmôre kom ons by 'n baie besondere gedeelte in God se woord. Dis daar in Numeri die 11de hoofstuk. En ons lees hier waar Moses met die Here praat, en wat ek net gou vir u sê, u weet, Moses was die leier van die volk Israel gewees. Die Bybel sê vir ons dat hy in Egipte land groot geword het, in die huis van Farao. Die Bybel sê vir ons, nadat hy die Egiptenaar doodgemaak het, het hy gevlug in die woestyn in. Daar het hy 40 jaar gewag op die Here, wat die Here hom voorberei het om hom terug te stuur na Egipte land, om sy volk dan te bevry. Wonderlik om te sien hoe die Here dan met Moses gewerk het, en jy is baie welkom om self so 'n bietjie deur die Ou Testament te lees, om bietjie meer te leer van die man Moses. Maar een ding wat uitstaan van die man Moses, is die aankondiging wat die Bybel self maak, daar in Numeri 12 vers 3. Daar staan: maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Wonderlik om te sien dat die Here self hierdie aankondiging maak van Moses, dat hy die sagmoedigste van alle mense was, meer as al die mense op die aardbodem. En ag, hoe bid ek dat ek so 'n bietjie ekstra van hierdie sagmoedigheid in my lewe sal ontvang, om dan ook koers te hou in hierdie bose, krom en verdraaide geslag, waar 'n mens soms so opgewerk raak deur alles wat in duie stort, en dinge wat aangaan, en leuns en bedrog, en goed wat toegesmeer word, en al die gepaardgaande dinge. Maar nou vind ons iets wat gebeur in Numeri die 11de hoofstuk. Moses lei die volk Israel, en soos u weet is Israel 'n baie hardnekkige en 'n klomp hardkoppige mense. En ons sien daar dat hulle murmureer oor die kwartels en die manna wat die Here vir hulle stuur. Hulle is nie tevrede met die brood en die versorging van die Here nie. Daar is opstandigheid, en die Bybel sê vir ons dat hulle op 'n stadium so opstandig geraak het dat hulle Moses by tye wou doodmaak, hom wou verwyder as leier en 'n nuwe leier aanstel om terug te gaan na Egipte land. Dit is hoe hierdie mense se gedagte gewerk het en hoe hierdie mense opgetree het. En nou sê die Bybel vir ons in vers 11, en Moses sê aan die Here: waarom het u knegt kwaad aangedoen, en waarom het ek geen genade in die oë gevind nie, dat u die las van hierdie hele volk op my lê? Baie interessant is dat Moses, die sagmoedigste van alle mense, op 'n punt kom waar hy amper vir die Here sê, en ek sê dit met baie respek en eerbied, waar hy amper vir die Here sê: Here, bietjie time out. Here, sien u nie wat aangaan nie? Sien u nie hierdie volk wat besig is om my moeg te maak en my heeltemal moedeloos te maak nie? Hierdie las wat u op my gelê het, en Moses sê spesifiek, dis die las wat die Here op hom gelê het, is vir hom net eenvoudig te veel om te kan dra. En ag vriende, ons sien hoe Moses hier met die Here praat, en vers 12, het ek hierdie volk dan ontvang, of het ek hulle gebaar dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors soos 'n oppasser die suigeling dra, na die land wat u aan hulle vaders met 'n eed beloof het? En jy sien, die hele gedagte hier is maar net baie duidelik, dat Moses eintlik op 'n punt van moedeloosheid kom. Op 'n punt kom waar hy sê: Here, die las
wat u op my lê is vir my eenvoudig net te groot om te dra. En miskien voel u vanmôre so. Miskien u vanmôre een van daardie mense wat vir die Here sê, Here, dit is nou vir my net te veel. Die las wat u op my lê is vir my net te veel. Dit kan miskien wees deur omstandighede by u werk, miskien huislike omstandighede, miskien stryd met u liggaam, finansies, miskien 'n kombinasie van sekere dinge. En u kom vanmôre en u sê, Here, hierdie las wat u op my gelê het, is vir my net te swaar om te dra. En die hele groot gedagte man wat daar vore kom, vriende, is dat ons hierdie saak aan die Here bekend kan maak. Onthou, hy's 'n vader wat omgee vir sy kinders. En ek weet, ek nooi my kinders gereeld en ek sê vir hulle, onthou as daar iets is wat julle pla, kom praat met my. Ek is julle pa. Moenie vir my wegsteek nie. Moenie probeer om hierdie goed self te dra nie. Ek is jou pa. Ek wil jou graag help. Ek wil jou met raad en wysheid bedien sodat jy ook koers kan hou op hierdie pad wat jy stap. En dan kom my kinders na my toe en ons gesels oor bepaalde kwessies. Ek gee vir hulle Bybelse raad. Ons gesels saam, ons bid baie keer saam en so verheerlik ons die Here. En dis presies God se genade ook in hierdie opsig gewees aan Moses. En ek wil vir u vanmôre sê, wat ook al u kwelling, wat ook al die klag is, bring dit na die Here. Daardie vers 3 wat ons vanmôre mee begin het. Halleluja, die 209 vers 3. Al my kwellings bring ek Jesus. Hy skenk my volkome rus. Hoe die donker wolke saampak, niks kan ooit sy liefde blus. En nou sien ons wat die Here gedoen het. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vers 16, toe sê die Here aan Moses, bring vir my 70 manne uit die oudstes van Israel bymekaar, van wie jy weet dat hulle oudstes van die volk is. En die Bybel sê, dan sal ek neerdal en daar met jou spreek, en van die gees wat op jou is, sal ek afsonder en op hulle lê, en hulle sal jou help om die las van die volk te dra, sodat jy dit nie alleen hoef te dra nie. Baie interessant, vriende, is dat die Here vir Moses hier 'n besondere uitkoms gee. Hierdie 70 manne wat hom gehelp het, en die Bybel sê vir ons wat vir hom die las ligter gemaak het. Nou, ek weet nie hoe die Here jou en my las miskien vir ons ligter gaan maak, as ons vanmôre swaar las dra nie. Maar een ding wat ek vir jou kan sê, vertrou die Here. Laat jou weg aan die Here oor. Praat met die Here daaroor. Noem die Here, vir die Here hierdie probleme wat in jou lewe is, hierdie kwellings, hierdie bekommernisse, hierdie sware las wat jy miskien dra. Vra vir die Here, Here, skenk vir my asseblief uitkoms, sodat ek u kan verheerlik en dan ook eer op u naam kan bring. Ek wil vanmôre vir u kom bemoedig en vir u vanmôre kom versterk deur die waarheid van die woord. Die las wat jy vanmôre dra is die las wat die Here op jou gelê het. En hy is besig om jou geloof te toets, want 'n geloof wat nie getoets kan word nie, is 'n geloof wat nie vertrou kan word nie. Maar onthou dit een ding, hierdie las wat die Here op ons lê, is nie om ons te breek nie. Dis nie om ons te knak nie. Dis nie om ons te vernietig nie, want die Bybel sê, die geknakte riet sal nie verbreek word en die dowwe lamp het nie uitgeblus word nie. Miskien voel dit of jy knak onder hierdie las en of hierdie lampie van jou baie flou brand. Dan vra ek jou, dan pleit ek by jou. Moenie wegvlug van die Here nie, vlug na hom. En onthou, hy hoor jou gebed. Die oomblik as jy praat, weet hy hoor en hy antwoord op die regte tyd. In die interim tyd, hou vas aan hom. Bly naby hom. En onthou, ek sluit af weer met die koorgedeelte van Halleluja 209. Slegs vertroue, vol vertroue, slegs vertroue op sy woord. Mag die beloftes in God se woord jou versterk, mag die gees van God jou lei na waters waar rus is. En mag jy weet dat die las wat op jou gelê word, deur God afgeweeg word. Dit sal nooit te swaar wees nie. En op die regte tyd sal hy die uitkoms stuur, sodat jy dit kan verdra, sodat jy daardeur God kan verheerlik en eer kan bring op sy naam. Vriende, baie groete vir u, baie seën, mooi naweek, en ons vertrou dat die Here ook vir u sal gebruik in sy diens en tot sy eer. Tada.